Goedemorgen, graad 12. Goedemorgen. Eerstens, meneer wil net die algemene reëls deurgee. Meneer is so ongelukkig niemand kan hierdie ry nie. So almal kom vorentoe vir meneer asseblief. Dan, as jy weet jy kan nie goed luister, soos byvoorbeeld, jy kan nie duidelik luister of sien op die bordjies, skryf meneer vorentoe asseblief. Sodat ons alle moontlike hindernisse tot leer voor die tyd kan identifiseer. Ons wag vir julle. Meneer is baie gefokus op waardes soos respek en dissipline. Algemene waardes, so dit beteken respek is baie belangrik. As meneer die voorstaan of enige van meneer se kollegas is besig om te verduidelik, ons luister aandagtig. Indien ons onseker is, maak ons 'n nota en aan die einde van die les of gedurende die vraesessie, dan kan ons vrae rig. Okay, so ons weet respek is baie belangrik. Dan Heidi, kan jy vir meneer sê, as meneer sê meneer glo in 'n leerder gesentreerde klasomgewing. Wat beteken dit? Leerder gesentreerde klasomgewing. Jy fokus op die leerder se behoeftes. Okay. As hy nog iemand wat nog iets wil byvoeg. Hy is 100% reg, maar as iemand van julle wat byvoorbeeld 'n ander definisie het. So inklusiwiteit vind in plaas. Okay. So graad 12, 'n leerder gesentreerde klasomgewing. Dit beteken dat wanneer meneer 'n vraag vra dan ons beantwoord. As jy van ek weet nie, want daar bestaan nie iets soos van ek weet nie. Maar as jy sê reggie, jy is ook nie verkeerd nie. Ons is hier vir leer. As almal is oop om te leer. Soos gaan ook wees vir kritiek. So as iemand iets sê en die persoon sê dit nie duidelik genoeg nie, ons hoef nie te lag nie, ons is hier met mekaar te assisteer en te help. Okay. So 'n leerder gesentreerde klasomgewing graad 12 beteken dat interaksie vanaf leerders is baie belangrik. Terugvoer is belangrik. Okay. So dit is dan eerste. So meneer gaan eerste. Ek is meneer Fortuin. Met my vandag graad 12 het ons vir juffrou Peters en juffrou Antonie. En ons is al die pad vanaf Johannesburg. En ons is hier vandag om 'n opvoedkundige les met julle aan te bied. Okay. So eerstens gaan ons oorgee aan juffrou Antonie wie die eerste gedeelte gaan behandel. Okay, goeiemôre graad 12. Ek is juffrou Antonie. Ek gaan net vinnig saam met julle deur die les doen wat. Dat is wat ons wil hê wat julle moet weet aan die einde van die les. So nommer 1 sal ons baie graag wil hê verstaan die skryfproses. Omdat ons opstelle en transaksionele tekste saam met julle behandel, sal dit baat dat julle die skryfproses eerstens sal verstaan. Nommer 2, onderskei tussen verskillende opstelsoorte. Die verskillende 5 opstelsoorte sal ook met julle bespreek word. So aan die einde van die les sal ons verwag van julle om te kan onderskei. Sien transaksionele tekste en ontwikkel kreatiewe idees, veral die laaste een as ons praat van opstelle. En ek weet, as jy dink aan opstelle, julle is nou al graad 12, julle kom wat van graad hoeveel af met opstelle gaat? Graad 7 al, en as jy dink opstelle, dan dink die duisende woorde wat ek nou nie moet uitdink en goede. En weet jy, ek as ook een van die leerders in die klas, en as ons opstel ons gedoen het, ek het nie nou lus om te loop en dink wat moet ek nou beskryf het. Maar, omdat ons vandag die les gaan doen, gaan ek vir julle die guide gee, die skryfproses hier gaan saam met julle, sodat julle kan sien, 'n duidelike beplanning gee vir jou 'n duidelike goeie opstel. Maar voor ons gaan begin met die les, het ek net so 'n klein oefeningkie vir julle om te doen, né? So dit is baie maklik en dit is meestal om julle kreatiewe denke. Dis laat manne. Ek jy kan nie sê hulle oorwel. Hier na hy en 'n bietjie vorentoe. Vooruit asseblief ja. Sit op meneer langs die aan hy. Okay. So, die speletjie is redelik maklik. Ek het vir julle op die bord dit wys. Dit is die emoji speletjie. Daar's 5 rye emojis. Ek het dit gebruik omdat ek voel julle is elke dag op julle foon, julle WhatsApp, julle gebruik emojis. So die idee van dit is om die emojis te interpreteer en 'n onderwerp te skep rondom wat julle sien. So ek wil net soos julle se kyk net vir julle basis in 5 in omdat daar 5 rye is, soos 5 groepe maak. En dan dit 'n blaai kry en dan elke groep kry 'n ry emojis. Okay? Okay. Okay, so
Hoe ga julle nou in 5 in? Ons maak julle groep 1. Dis groep En 1. is 2, 3 en ons kan julle 4 en dan julle 3. Kan een van julle miskien aansluit by asseblief? As dit 4 is. Verstaan julle wat julle moet doen? Enige vrae? So nommer 1 is of al 5 as basis, julle kyk en julle interpreteer dit op 'n manier soos julle skep 'n onderwerp. Rondom daar emojis wat julle dan en mense, hier is geen verkeerde antwoord nie. Ek kan vir julle sê nee, julle onderwerp pas nie by dit. Dis wat julle dan beteken dit. Okay? So groep 1 gaan nommer 1 vat, groep 2, groep 3, groep 4 en 5 wat die laaste een. Mense, julle het 5 minute en dan gaat het samen in de klas gesprek. Julle skep net 'n onderwerp rondom wat julle dink dit is. 3 minute. Yes, there's no other question. Masih menjadi masalah. Mau no obi yalah mana dia. Saya beli, sini sama juga. Dia ada dat vereist van julle om buite die boks te dink. Want jy kry nog iets wat visueel is en nou moet jy dit omskep in 'n onderwerp of geskrewe taal. Okay. En dan gaan een uit die groep sê met watter onderwerp julle voor 'n dag kom. As dit aan hulle onderwerp kom. Hoe drie julle klaar? 4 klaar, nog eens. Hoe 5? Ook jy sien ons sommer nie kans. Ons sommer nie kans aan. Dan kan wat julle sien en die prentjie wat onmiddellik in julle klas. Want nou daar was jy verkeerde antwoord. Ja. Daar is. Maar nou wat jy sien byvoorbeeld jou medemaat. As julle groep voel, soos omdat julle mos nog paar is, maar julle voel dat jy as jy onderwerp vir dit, maar ook nie julle kan dit ook neerskryf, maar julle moet dan nie. Maar ja, nie mos weer perspektief. Ja, maar julle sien dit op verskillende Reg. Right, okay. Ons gaan begin by groep 1. Kan ek stil te kry? Okay, so groep 1. Dat is ook as julle onderwerp reg kry. Sorry, een vraag. Kan ons stil te kry? Okay. Uit jou hou gewoon. Sy het jou aangebring op WhatsApp. Op oor die selfoon. Okay, interessant. Creatief van business. Groep 2. Wat het julle nog weer probeer? Sukses kom met 'n dierprys. Dis 'n interessante onderwerp. Groep 3. KI binne die klaskamer. Groep 4. Die belangrikheid van resolusie. Baie mooi. En ek dink hy was baie duidelik gewees. Groep 5. Die selfontoring van ongeluk. Kom maar uit. Daar was nou buite die boks gegaan. Okay mense, nou dieselfde soos julle nou daai kreatiewe denke van julle gebruik het. So gebruik julle dit wanneer dit kom by julle opstelling. Julle het geen sins woorde hierso gehad nie. Dat het net vir julle gevat om prentjies te kyk en julle onderwerpe te omskep. Was dit moeilik geweest? Nee, juffrou. Was dit moeilik? Okay. So nou wat ons kyk na die skryfproses en wat behels dit om 'n goeie opstel te skryf. Die skryfproses bestaan uit 5 stappe.
Namelijk dink, beplan, skryf, redigeer en jou finale weergawe mense. Soos ek sê, opstelle, julle dink, klomp woorde, wat moet ek nou beskryf? En julle is ons geneig om eers julle opstel te gaan skryf en dan julle beplanning te kom doen. Verkeerd mense. Jy begin eers met jou beplanning. Daarvanaf gaan jy na jou opstel toe, want jou beplanning lei vir jou tot en met jou opstel. Ons begin met nommer 1, by dink. Nommer 1 sê vir ons, ontleed die onderwerp. Mense, nou het jy jou blaai voor jou 6 onderwerpe. En jy lees nou weer jou onderwerpe, ok, die ene sê dit, die ene sê dat. Jy ontleed jou onderwerp so mooi en jy kyk met wat die een jy die meeste identifiseer. Mense, jy kan nie opstel onderwerp kies vir iets wat jy nog nie beleef het nie. As jy weet, jy was nog nie by die see gewees nie, moenie 'n onderwerp vat wat sê my dag by die see nie. Waarom gaan jy gaan skryf? Jy skiet jouself in die voet in. Identifiseer die tipe opstel wat jy gaan skryf. Besluit, gaan ek 'n verhalende opstel skryf? Gaan ek 'n beskrywende opstel skryf? Dis wat jy doen wanneer jy jou onderwerp ontleed. Brainstorm idees. Mense, die is waar jy jou, soos jy hulle mos die spinnekop diagram doen. Jy het jou wie, waar, wanneer. En mense, julle is nou al graad 12. Daar is graad 8. Julle moet nou al 'n bietjie buite die boks dink. Jy gaan nie net jou algemene wie, wat, en dan het jy nou jou mense se name, jy het jou plekke se name, en alles dat die. Experimenteer 'n bietjie mense. Julle is graad 12, beplan jou struktuur. Weet, hoe wil ek my inleiding hê? Hoeveel sinne gaan ek in my inleiding hê? Hoe gaan my inhoud lyk? Hoeveel paragrawe gaan ek hê? Hoe gaan my slot lyk? En hoe gaan my slot aansluit by my inleiding? Want, nommer 1, jou opstel moet in een vloei. Ek wil sin maak van wat ek lees. Ok? Die laaste een is vir my September. Ons is amper klaar met hierdie klas alweer. Sit soms meneer net so heel voor asseblief. Die laaste een mense, dink aan emosionele beeldryke taal. Nou, 'n ding wat my Afrikaanse onderwyser van my gesê het, is sinonieme en byvoeglike naamwoorde. Wat doen byvoeglike naamwoorde nou weer? Presies. Dit is die twee beste maatjies wanneer dit kom by opstelle. As ons praat van sinonieme, dit is Woorde met die man of meer. dieselfde betekenis. Presies. Julle gaan nie meer net sê die dag was lekker nie. Ek is honger. Ons ek het die dag nie. Dit is so algemeen en so graad 8, so graad 7 en jy is nou al graad 12. Ons verwag van julle om die woordeskat daar agter te gaan uithaal. Jy gaan vir my sê dit was 'n opwindende dag. Die son het helder geskyn. Die swede die langs die linkerkant van my gesig afgetap. As ek jou opstel lees, wil ek hy prentjie sien. Ek wil sien hoe nat gesweet was dit. Ek wil dit self kan aanvoel. Ek wil dit voel die sweet nou hier by my af soos ek jou opstel lees. Dan gaan ons oor na jou eerste konsep. Nou het jy 'n skoon nuwe blaai voor jou. Jy volg nou jou beplanning en jy kry nou jou idees op papier. Al die enkele woordjies wat jy nou neergeskryf het, die 3 tot 4 woordjies, dit sit jy nou oor in paragrawe. Jy formuleer nou jou sinne. Nommer 2 mense, moenie te veel fokus op foute nie. Die is jou eerste konsep. Daarso, maar jy gaan foute maak. Jou woordjies gaan verkeerd gespel word, maar dit is hoekom daarso jy jou eerste konsep skryf. En maak asseblief gebruik van julle sintuie. Ons het hoeveel sintuie? 5 juffrou. Namelijk? So, hier, gevoel, Gehoor? Smaak. Precies. Mense, sintuie, as jy gebruik maak van dit, weer eens soos my onderwyser altyd gesê het, dit help jou om jou sinne uit te brei. Hoe meer jy kan beskryf, hoe beter. Hoe beter prentjie kry ek wat jy vir my oor vertel. Weer eens, jou eerste konsep, hoe kan ek dit nou maklik vir julle stel? Jy skryf net basies. Al vloei dit nie, al maak dit nie vir my sin te maak vir jou sin wat jy skryf.
Sy fokus nie op foute nie, sy maak jou foute. Dit is fyn, dit is maar nog net 'n beplanning waarmee jy besig is. Volgende gaan ons oor na jou hersiening toe. Nou sien nog steeds op dieselfde bladsy wat jy eerste konsep opgeskryf het. Nou begin jy met jou hersiening. Kyk na die inhoud en maak verbetering. Nou gaan jy miskien 'n ander kleur potlood, jy highlight miskien woordjies, jy gebruik 'n kleurpen en jy kyk na jou woordjies. Waar kan ek miskien 'n leesteken insit? Het ek die regte skryftekens gebruik? Hoe beïnvloed dit hoe die opstel gelees gaan word? Ek hou alles daai in gedagte in wanneer jy jou eerste konsep hersien. Mense, dan vra vir jouself wanneer jy hersien. En ek kan dit nie genoeg stres nie, maak my opstel sin. In my 12 jaar van onderwys het ek nou al hoeveel opstel gemaak. Ek weet ek lyk nie so oud nie, maar ek het al wonderlike opstelle gelees en net niks sin gemaak nie. Sy begin met jou inleiding, julle was in die Kaap in, en uiteindelik in die slot, julle staan Woester. Maar nee, het sy in die inleiding iemand vir my gesê, julle was in die toneel gewees, of julle door die pas het. Hoe het julle daar uitgekom? Ek weet nie. Mense, dit is so belangrijk dat jy opstel moet vloei, hoekom jy hersiening moet doen. Moet nie net jou eerste konsep vat en gaan oorskryf as 'n finale weergawe nie. Gaan kyk, waar is jou foute? Wat kan jy regmaak? Nommer 2 is my idees duidelik en goed verduidelik. Dit wat ek sê, gaan juffrou of meneer wat die opstel leer, gaan sy verstaan wat ek hier verduidelik. Dis hoekom dit so maklik is om te vra, maak my opstel sin. Asseblief mense, is daar 'n goeie inleiding en slot? En ook met dit te sê, sluit my slot aan by my inleiding. Soos ek nou net gesê het, as jy daar die Kaap aan moet gee, sê vir my hoe jy in Woester en uitgekom. Sy wat net julle verby. Okay? Probeer uitbrei by kort sinne en gebruik interessante taal. Weer eens die beeldryke emosionele taal wat daar voorkom. Wat jy sien hierse woordjie, okay, maar ek kon 'n sinoniem gebruik vir die enetjie. Weer eens, julle is graad 12, julle is nie graad 8 nie. So ek verwag dat julle woordeskat nou al 'n bietjie meer geformuleer het, of baie geformuleer het. Okay? En dan in jou finale weergawe. Nou het jy jou skoon wit bladsy. Nou skryf jy hom oor. Jy gee nou vir my alles 'n netjiese aanbieding is wat ek soek. Duidelike paragraaf. Ek moet kan sien, die is jou inleiding. Ek moet kan sien, die is jou inhoud. Okay, hier is jou slot. En alles moet so mooi in mekaar inskakel. En mense, asseblief netjiese handskrif, jou Sondag handskrif, ons almal ken daai. Handskryf in jou Sondag handskrif. En alles moet sin maak. So met dit alles gesê wat ek nou vir julle gesê het oor die skryfproses. Basis. 'n Goeie beplanning gaan vir jou 'n goeie opstel gee. Moenie eers begin met jou opstel nie, doen jou beplanning. En gebruik jou beplanning om jou te lei in jou opstel in. Want wat baie dan jy 'n beplanning gedoen as jy anyway net jou eie goed te gaan skryf in jou opstel in. Ek sê altyd vir die ander klasse, dink so daaraan wanneer jy 'n kinderstorie vertel. Weet al al verskillende van die man. En julle is nou net sulke goeie mense. Nee, is reg. Nou, soos jy 'n kinderstorie sal oorvertel mense, dan sou julle in julle opstel te werk gaan. Soos julle daai details gee, so moet jy die details in jou opstel sit. Details? Inligting. Sorry julle. Inligting in jou opstel sit. Soos jy beskryf hoe daai ouetjie gelyk het, hoe daai meisie gelyk het, wat 'n rok sy aangehad het, wat 'n parfum sy gedra het, hoe haar lippe rooi was, wat 'n skoene, nuwe tekkies sy aangehad het. Alles dit soek ek in jou opstel. Verstaan julle dit? So 'n goeie beplanning gee vir jou 'n Goeie opstel. ja, dankie aan Petersen, gaan vir julle die 5 tipe opstelle doen. Goeiemôre matrikulante. Gaan dit goed vanoggend? Goeiemôre juffrou. Ek weet julle is opgewonde soos ek om opstelle te skryf. Ek weet ons is baie kreatiewe wesens. Ek weet hulle is die woorde loop sommer hier by jou ore uit soos jy net uit dat inligting op papier wil neersit. Weet jy hoe weet ek dit? Want ek weet nou van praat. En as jy van praat, dan kan jy skryf. En as jy kan skryf, kan jy 'n opstel skryf. Maar die probleem kom aan, jy moet vir my 'n goeie opstel skryf, né?
Maar nou wat dan nou opstelle so lekker maak is, daar is 5 verskillende soorte wat julle spesifiek mee gaan werk. So, jy kan kies waar jou sterkpunte lê en dan voel jy ook ek gaan daai opstel skryf. So ek gaan ons saam met julle die stappe deurgaan. Okay? So die eerste een wat ons gaan kry sal 'n verhalende opstel wees. Wat dan julle as julle hoor as julle die woord verhaal hoor? 'n storie, vertel 'n storie, wil iemand inlig oor iets. Weer eens dit dan aan jou Antonie. 'n Storie is die lekkerste storie om te vertel. Want jy voel nog jou eie ankeltjies by, jy sit nog 'n sterretjie by, jy maak dit erger as wat dit was. Hoekom? Vir dramatiese effek. Jy wil hê jou hoorder moet net so sterk voel soos jy gevoel het toe jy die verhaal vir die eerste keer gehoor het. En as jy nou sien maar hulle het hier 'n bietjie belangstelling verloor en dink jy maar kan kom ek sê gou so. En dan is hulle nog die by en dan is maak sommer nog die soort nou by jou jol op. Net om die besigheid interessant te kry sodat jy kan sien jou hoorder of jou hoorder is nou weer betrokke by dit wat jy te sê het. So ook met 'n verhalende opstel. Maar jy gaan nou by die begin. Jy gaan nou sê dit. Dan gaan jy verder, dan gaan jy verder. Maar nou 'n goeie verhalende opstel het altyd 'n storie. Dit vertel 'n storie. Jy bou spanning. So jy gaan nou, soos ek van mense sê met die diere in die huis, om die huis in die diervelling, jy gaan kronologies jou storie dan vertel. Jy begin by die begin. En dit hang af wat jou begin is. Jy kan begin waar jy jou karakters voorstel. En sê jy nou Pietie en Sunny sit in die boom. Pietie en Sunny woon in Wellington. Dit kan die eerste sin wees, né? So jy begin by 'n begin. Jy kry 'n ordentlike begin sodat jy weet dit is die volgorde van my gedagtes. Dis gaan dit die volgorde van my opstel wees en so gaan jou storie 'n komplete slot dan hê waar jy nou die hele verhaal geskets het. Verstaan jy? Verstaan julle? Ja. Okay. So verhaal het 'n duidelike begin, 'n middel en 'n einde. As jy wil spanning bou, is altyd so lekker as daar 'n onder van spanning is in jou wonder, maar wat gaan nou karakter nou doen? Wat gaan hulle nou sê? Waar gaan hulle nou gaan? Wat gaan nou gebeur? Daarvan jy sit op die punt van jou stoel want jy is so in afwagting oor hoe die verhaal gaan uitloop, né? So dis lekker om daai spanning te skep. So as jy 'n kinderstorie kan vertel, kan jy vir my 'n verhalende opstel skryf. Dan die volgende een wat ons kry is 'n beskrywende opstel. Nou vir meeste mense is dit die lekkerste tipe opstel wat jy kan kry. Hoekom dink hulle so? Wat sê beskrywend vir jou? Beskryf, so wat gaan jy beskryf? Wat in die storie gebeur, gebeurtenisse. Wat in die storie gebeur, jou gebeurtenisse? So, nog iets, soos wat jou vrou Antonie gesê het, hierdie is 'n opstel waar jy jou sintuie gaan gebruik. So soos net genoem het ons 5 en dit is sig, gehoor, smaak, reuk, gevoel. Okay? So jy gaan dit alles gebruik. Jy kan basies daar gaan sit met 'n prentjie in jou kop en dan gaan jy daai prentjie in woorde omskakel. So, wat gewoonlik ook gebeur is, jou beskrywende opstel en jou verhalende opstel gaan net kombineer. So ek het nou daar so 'n prentjie van 'n strand. Hoe sou jy dit beskryf? Wat sal jy sê as jy dink aan 'n strand? Pragtig. Ekskuus? Dit is pragtig. Dit lyk pragtig. Okay, so hy beskryf hoe dit lyk. Wat nog? Hoeveel van julle was al by die strand? Almal. As die water koud of warm? Wat kan jy is? Okay, wat is die algehele gevoel? Die sand is grof tussen jou tone. Okay, wat is die algemene reuk? Souterap, dit het so 'n spesifieke reuk wat aan hom klou. Wat is gewoonlik goedjies wat verkoop word op die strand? Roomys, visnette vir die kindertjies om mee te speel in die water. Okay, watter klere dra jy met gewoonlik op 'n strand? Beide swemklere, kortbroeke, T-hemde. Okay. Sandalen. Pragtig, hulle wys so mooi lank tone vir ons. Baie mooi. So as jy nou dit moet ons kan almal beskryf. Ons kan almal sê wat daar gebeur. Maar hoe gaan jy dit dan nou in woorde omskakel? Hoe gaan jy jou sintuie gebruik?
branders in die rots sou hoor jy, so jy gaan dit inbring daarso. Excuse? Jy ry die sout, so jy neem dit alles in. As jy sê van die gloeiende son wat oor die uiteenlopende branders skyn, nee, dan sê jy van die sagte gevoel van die sand tussen jou tone. Jy praat van die seemeeuwe wat weer klink reg rondom die see, maar ek is aan watter kant van die area jy is nie. Jy het hy. Okay, so jy gaan, of jy kan iets beskryf, en dan aan die einde van jou opstel, gaan ons dan moet sê, jy het van 'n bom gepraat. Of jy het eintlik met daai kar beskryf. Of jy kan 'n verhaal daaroor maak. Dan sê jy van jou dag by die see, maar dan gebruik jy beskrywende woorde ook. Dan stel ek jou opstelle saam. Bestaan hulle? Nou vir ons by die derde een. Nou as julle 'n bietjie soos ek gewonder het, wat is bespiegeling, wat beteken bespiegeling, dan is ons ewe deur mekaar. Maar as jy iemand vir my kan sê, wat dan julle beteken bespiegeling? Om te bespiegel. Jy het gehoor daarvan? Ik zou zeggen, een Engels parallel van die conspiracies. Zij wonen als ze er heel erg zo zouden nog zeggen als. Excuse? Stel weer, dis baie belangrik. Ik zeg, dit is gewoonlijk iets waarop je wonen, maar het zijn die feiten wat jou algemeen Kan staan. is. Okay, so as ek dit vir julle in baie moeilike wonderlike interpretasie daarvan. As ek dit vir julle in ons dan kan sê dan. As dit daai 2 ure in die oggend gedagtes. Daai wat jy nou begin filosofeer oor die lewe, jy wonder nou oor die ditjies en die datjies, jy raak bietjie poëties. Sien jy daai van jy voel, maar as ek nou moet 'n dagboek skryf, dan kan ek, want ek is nou in die mag om dit te doen. Ek het al daai gedagtes. So dis al jou diep denke wat nou na vore kom. En bespiegeling is bietjie moeiliker om te skryf, want jy moet bietjie meer dink, maar dis juist hoekom ons so hou van 'n uitdaging. Want dis maklik vir ons om in die nag wakker te skrik en dan dink jy, "Joh, ek het nou dit beleef of ek dink nou hieraan." Dan maak ek gou 'n plasing op Facebook, ek maak 'n plasing op TikTok. Hoekom kan daai plasing dan nie jou opstel op wees nie? Dan begin jy dan sê jy, ek wonder soms hoekom mense so hard is op jong mense. Nee, dit is 'n mooi begin. Dan laat gaan in jou gedagtes. So bespiegelende opstelle as dit letterlik jou gedagtes wat jy neersit op papier. Hoekom is mense altyd so hard op jongelinge? Hoekom moet ek as tiener al reeds besluit wat ek vir die res van my lewe moet doen? Ek is nog nie eens reg gekoop vir die groot mens wêreld nie. Ek weet nie wat om te verwag nie. Ek kan nog nie eers vir my balans opstel om die maand hier te kom nie. Ek moet nog vir myself kos maak. Ek moet nog sê, so dis alles goed wat jy kan noem. Dit is basies jou, hulle noem dit, jy gaan op 'n rand in die opstel. Verstaan jy van bespiegeling? Hy is bietjie moeiliker, maar as jy toe in die nag wakker skryf met die diep filosofiese gedagtes, dan kan jy 'n bespiegelende opstel skryf. Nou gaan ons oor na die 4de een toe. Jou 4de een is 'n beredenerende opstel. Nou, die maklikste manier om jou opstelsoorte te onderskei is vir jou om te weet wat beteken beredeneer. Wat beteken dit om te redeneer? Sê gou? Die tong. As jy redeneer, wat doen jy? Argumenteer, jy stry. Okay? Was enige van julle al op skool deel van julle is nog op skool, maar in julle skoolloopbaan was julle al deel van die redenaars? Het julle aan die redenaars deurgeneem? Steek jy aan? Ons sien dis in die pad. Wat gebeur gewoonlik by 'n redenaarskompetisie? Gewoonlik by die redenaars kry ons of ek kry 'n onderwerp aan en die verskil of wat ek nog kan doen, verskil tussen gewone redenaars en debat is by debat is meer eenvoudig is baie meer skille onderwerp moet ons hier miskien wat keer die gebruik van motors ons aardbol of whatever en dan die redenaars is meer kompleks, is meer intens
En dan, as ons jy beklei letterlik, maar jy beklei weer verhaal vir jou opinie ongeveer. So ongeveer is het Behoort te wees. Yes. Baie mooi, al die woorde wat jy gebruik het, baklei. Nee, so dank aan my tannies op Facebook wat weggeveg het. Ek voel, kan ons moet skoolklere aantrek skool toe. Hulle moet universeel lyk, hulle moet, dit is 'n goeie mate van dissipline, hulle word geken en hulle is 'n skooluitrustings, alles daar. Nou kom die ankel en hy voel, maar kinders het reg tot kreatiwiteit. Hulle moet hulle self uitdruk deur hulle klere dra. Hoekom sal hulle nou wil uniform wees en universeel lyk met mekaar, maar jy staan uit as 'n individu. Kreatiwiteit word dan nou hierso in die belang in die lig gestel. Okay, so om te redeneer beteken jy het twee kante van dieselfde storie. Soos wat ons laasweek gesien het met meneer Llewellyn se klas, aan die einde van die les het die twee groepe verdeel. Die een groep moes argumenteer vir iets, die ander groep moes argumenteer teen iets. Dit is presies wat in 'n redenerende opstel gebeur. So jy het nie 'n standpunt basies nie. As ek vir jou sê, selfone is besig, selfone in die samelewing, né? Nou sê jy vir my al die feite wat vir dit is. Alle goeie dinge van selfone in die samelewing, hoe dit mense se lewens vergemaklik, hoe dit ons help, wat is al die positiewe daarvan. Maar aan die ander kant sê dan ook hoe dit negatief mense beïnvloed. Hoe dit kontak met mekaar steel, hoe dit mekaar weg van mekaar afdryf, hoe ons nou net lewe op die selfoon en vir die selfoon, dat jy vergeet om te leef in die tyd, in die oomblik, en jy vergeet om dan nou en ander te skep in die oomblik. So beredeneer is, die kant is vir dit, sal ons dan nou maar sê, hierdie kant is teen dit. Jy gaan beide binne in jou opstel weergee. Okay? So jy het 'n standpunt, of jy kan 'n standpunt hê, jou slot kan jy dalk 'n standpunt inbring, maar vir die meerderheid van die opstel het jy nie 'n standpunt nie. Jy sê, dit is wat mense sê is goed, dit is wat mense sê is sleg daarvan, dan kan jy dit tot 'n konklusie bring op die slot. Verstaan jy, geberedeneer ook. Dan die laaste een, wat seker nou die lekkerste een gaan wees, ons almal kan stry. Jy kan stry. Ek het al met my ma gestry, ek het al met my broer gestry, ek het al gestry met 'n vriendin, ek het gestry met 'n onderwyser in die klas, want ek voel my antwoord is reg en sy is verkeerd en niemand het my van die punt af gehang nie. So, argumenterende opstel, het jy nou weer 'n standpunt. Jy besluit wat vir jou reg is. Dis jou opinie, dis jou mening, niemand kan jou daarvan afkry nie. Maak nie saak wat iemand sê nie, jy gaan nie besluit onder daai druk nie. Jy bly by jou punt, jy staan vir dit wat jy in glo. Dit is argumenterend. Jy stry vir dit wat jy in glo. Jy probeer van my as die leser oortuig van dit wat jy glo. Okay? So argumenterend en beredeneer klink 'n bietjie dieselfde. Maar beredeneer gaan nou wees, jy het nie 'n standpunt nie. Jy gee albei kante van die storie en dan op die slot kan jy dalk jou mening ook terugbring. Maar by argumenteren het jy 'n standpunt. Jy het 'n siening, jy het 'n mening, niemand gaan jou daarvan afkry nie, niemand gaan jou verkeerd bewys nie. Dit is wat jy glo en jy gaan nie daarvan verander nie. Jy moet dan nou die leser oorreed van jou mening. Maar dis wat ek gedink het nie aan die einde van jou opstel, moet ek voel, maar ek het nog nooit dan so gedink nie. Miskien kan ek ook nog 'n bietjie my siening verander. Verstaan julle? So die 5 soorte opstelle is daar baie wat 'n mens mee kan doen. Jy kan hulle met mekaar meng, soos die verhaling en die beskrywing. Jy kan jy kan navorsing doen vir al jou argumenterende een. Dan kan jy 'n bietjie statistieke inbring. Jy kan 'n bietjie geloofwaardige bronne gaan navors, daai inligting versamel, dit gebruik tot jou mening se standpunt en dit dan so oordra. Al hoe meer om die leser te probeer oortuig van die idee of die opinie wat jy het. By beredeneer kan jy ook 'n bietjie navorsing gaan doen. By dan op beide kante se statistieke 'n bietjie lewer en aan die einde maak jy nou jou slotsom. Verstaan julle almal die 5 verskillende soorte opstellings? Baie dankie. Ons gaan nou oor aan meneer Fortuin wat saam met julle die transaksionele tekste gaan doen. Reg, so ons het nou die skryfproses, die belangrikheid van die skryfproses
En hy het ook die 5 tipes verskillende opstelle gedoen. Nou as ons kyk na die woord transaksionele teks, kan een van julle vir meneer sê watter definisie of watter gedagte kom voor by julle? Transaksionele teks of tekste of skryfstukke. Enigeen wat wil probeer. Nou is ons oop, is 'n oop spasie. OK. Meneer kan dit vir julle makliker maak. Lizard, sê vir meneer trans, kan die woord trans op sy eie staan? En kan dit betekenis weerbring? OK, so hy kan nie op sy eie staan, en wat noem ons op weer 'n woord wat op sy eie kan staan? Enige wat daar wil ja. So hy kan nie op sy eie staan nie, want hy het nie betekenis, so hy moet 'n ander woord hê, 'n woord sodat dit betekenis kan hê. In hierdie geval sal hy byvoorbeeld 'n primorfeum of 'n postmorfeum hê, sodat die woord kan sin maak op sy eie. OK, nou sit op hy's 'n morfeum 100%. Nou sê op 'n manier agtervoeg sal hy die woord. Ek kan ook die woord aksie kan ook staan wees, want hy kan dit mos op sy eie staan. Maar meneer wil net probeer hulle bring. As ons kyk na transaksie, wie van julle kan vir meneer sê wat is dan die definisie? Want nou daar's 'n verskil tussen die doel van iets en die definisie van iets. Cameron, sê op 'n manier in die opset van kreatiewe skryfwerk of ja, kreatiewe skryfwerk, wat sal 'n transaksie dan wees? Ik ga nu wel huiswoord van As reg? transactie. Ik zou zeggen dat er is van twee verschillende types teksten. OK. As daar iemand van julle wat ietsie wil byvoeg? Annika? OK. Dis aan hy. Reg, toe meneer voorberei meneer gedink aan die woord transaksie. Nou as ons kyk na 'n transaksie, as ons kyk na 'n geldtransaksie, dis mos 'n tipe uitdrywing, wisseling of 'n ooreenkoms wat ons handel. Maar as ons kyk na die woord transaksie in die opset van transaksionele skryfstukke traktaat, dan beteken dit dat daardie transaksie het 'n spesifieke funksie wat hy moet bereik. Hy het 'n spesifieke doel wat hy moet bereik. Sê op 'n manier, wat is die doel van 'n CV? 'n curriculum vitae. Wat is die doel van dit? Om aansoek te doen vir werk, jy wil probeer om jouself te bemark. Wat is dan die rede vir 'n dekbrief? OK, dit was ondersteunende inligting. Sê op meneer Luwale, wat is die doel dan van 'n klagtebrief? Om met ontevredenheid uit te spreek. OK, so as ons kyk na die transaksie in die konteks van skryfstukke of kreatiewe skryfstukke traktaat, dan verwys dit hoofsaaklik na die doel van hierdie tipe skryfstuk, nie die funksie van dit. Sê op meneer, wat is dan die verskil tussen die doel van iets en die funksie van iets, of die definisie van iets? Nie die funksie nie, die definisie en die doel. Wat is 'n definisie? Sê op meneer. Gee op meneer die definisie van 'n dialoog. OK, respek tussen twee of meer mense, hoor ek sê, wat is dan die doel? Die doel is wat? Effektiewe kommunikasie. So die kanaal van kommunikasie sal 'n dialoog wees. OK. So meneer gaan nog baie uitbrei, maar jy verstaan die doel van 'n transaksionele transaksie. OK. So gaan vir meneer klaar asseblief. Reg. As ons kyk na die woord informeel, waarna verwys informeel? As ons kyk kom meneer vra ons so, wat is 'n informele skryfstuk of 'n informele brief? OK, nou kyk hoe meneer die sinoniem vir informele brief. Vriendelike of vriendskaplike brief. Nou onmiddellik, die woord vriend in vriendskaplike sê vir my, dit is dan 'n skryfstuk of 'n brief aan my maat. Maar kan nie net aan jou maat wees? En wie kan dit nog wees? Dink aan wie sal jy informele geselskap of kommunikasie voer? Sal jou maat, sal wie nog? Sal jou kere? Ja, oma, jou opa, jou ma. Maar as ons kyk byvoorbeeld na formeel, wat sê dit vir ons? Die woord formeel. Is meer gestruktureerd, nee, baie kragtig. Dit vereis die formaat is ook meer gestruktureerd. Maar as ons kyk na die formele brief, ons sal dan ook formele taal gaan gebruik. OK, so by informele taal gaan jy informele brief gaan jy byvoorbeeld wees minder formele taal gebruik. OK. So as ons kyk na informeel, sê op 'n manier, wat is belangrik by informele brief? Ek het 'n brief geskryf gehad. Ja. Nou sê op 'n manier as die blad so is. Wat kan ons doen
Okay, ons vou dit. Nou vou ons dit, is nog 'n vou. Nee. So die een kant is nou hier en die ander kant is nou hier. Nou sê op 'n manier, wat kom jy gewoonlik aan die regterkant? Leren jy nou op die adres, wat nog? Okay, so dis belangrik. So ons weet, as jy hier op wen kan gee. As ons jou briewe skryf vir al informeel en formeel, dan vir ons eers ons bladsy in die jaar. So ons begin ook hier is die regterkant. So ons begin onmiddellik waar die lyn is. Ons skryf so 'n spasie en dan begin ons. So wat het eers gesê, julle nou weer gesê? Die adres. So dit gaan hier is 10 de Laan 15. Reg, wat kom na die adres? Die plek. Wellington. Is dit die die area, Yes, okay. So dit is die adres. As dit donker wil praat hulle nou van soos dit soos is So adres, die plek, die area waar jy bly, die plek en dan die postcode. Okay. Wat is die Wat doen die plek of Maar nou soos nie alle, byvoorbeeld nie alle plekke of het areas, jy verstaan julle. Soos byvoorbeeld, meer is 100% ding, maar as dit is dan moet daar 'n area wees, is 100%. Wat 'n nommer? Die 15 by die adres. Wat kom agter? In Engels is dit mos 9 Avenue 27. Okay, maar so dit is nie die area, so sê nou gesê nou die area kan kom maar dit hang ook af. Soos byvoorbeeld, sê op 'n manier julle wat in kleiner dorpies bly. Wat is die twee waarin julle verdeel is? Soos byvoorbeeld Lensburg is verdeel in die barracks en dan is dit ook soos die skema en die hoop. So dit is dan jou tipe areas. Verstaan dit? Boonderville of Beersig. Dit zijn ook tipe areas. Maar jy is 100% okay. Dan is dit jou adres, dan die plek en dan wat het julle nou net gesê? Postcode. Okay. Sorry meneer. Ja, nou. Dit ook nie, dat weet ek. Die area kom ons na die adres en nie voor die adres. Yes. Soos byvoorbeeld is die area, dan is die adres. Okay, en dan is dit jou plek en dan is dit jou postcode. Maar verstaan jy? Okay. So as ons kyk en sê op 'n manier wat as ons die een wil groep, hoe gaan ons die persoon groep? Want nou is ons gepraat van die styl, né, gitaar. En dan wie skryf ons nog weer? En wie skryf ons nog weer? Okay. 100% baie dankie. Vandag is die 26 Yes, meneer Wiet, hierso. En nou, dit was nog aan die volgende kan ek moet. Voor die post, na die post. Maar nou, die spasie, daar kom 'n spasie, maar die spasie kon daar nie daar. Want dan is die persoon groep. Okay, moet nie dis ja die mekaar maar net gaan kom manier op die mekaar. Okay. Reg, so nou dis wat ek nou 'n informele brief en dan kry jy jou straat, jou smeek te verduidelik, maar sê was reg, jou area kan ook kom maar dis net as ons so area. Anders as aan die area as jy skryf ons net jou straat, ek moet so waar jy is die adres, dan is jou plek, dan is jou postcode en dan is dit die datum en dan jou reël ook liewe of beste. En nou dis mos meer informeel. Okay. Excuse me, maar ek het vra, hoe skryf jy straat dan? As straat in Engels. Dat is ook belangrijk. Dus misschien nog als die straat een naam in plaats van zoals 10 de Laan. Als één woord. Als één woord. Baie belangrijk. Nee? Zoals Rivierstraat is één woord. Als dat maar aangaan. Oké. Zeg hij, oh nou meneer, ik moest nog gezegd van die informele brief. Zo meneer ga niet in diepte gaan, maar meneer wil ik naar die formaat kijken. Zoals wie, zeg wie meneer. Zeg meneer, wat doen we de eerste? Jij hebt ook meneer, hoe eerste, tweede, derde, vierde. Zeg ook meneer, wat doen we? Maar zeg ook niet wat jij moest ook eerst gaan zeggen, want het kan in een geval is waar hij moest ook daar type iets is. En ik kan ook niet zeggen dat ik die antwoord wil. Aan die geval waar die area is. Oké, kom maar zeggen, is die area, zoals je gezegd hebt. Maar waar komen we weer naar die area? Oké, Aan die geval is het wat mij
En wat kom na die data? Oké, en dan hoe groot is het? 100%. En is meer? Is het informele of formeel? Informeel. Oké. Nee, nou wat ons kyk, hoekom meneer, daar is daar ander onderwysers wat in die week ook sal hulle hierdie spesifieke onderwerp gaan behandel. So meneer wil nie te veel daaroor praat, okay. So meneer gaan die voorbeeld net vir julle vra. Ons het nou klaar gesê, maar dan sê ons vir meneer, wat is die doel van 'n kurrikulum vitae? Wanneer dit is om werk te doen. Gaan ons net sê om weer te kry. Ja. Ja, jy is 100% Aansoek. Okay, aansoek breek meneer bietjie uit. Beskryf van die CV hoekom jy die beste kandidaat is vir die pos. Okay, dis baie belangrik, nee. En dan sê ons vir meneer nou wat kom gewoonlik dan by jou curriculum vitae of by jou CV in. Kom ons gaan nou net bietjie, ons gaan nou nie in volgorde, meneer wil net sien onthou julle wat kom in. So meneer gaan vir sê, jy gaan vir meneer sê. Baie belangrik naam en vraag dan kan jy besonderhede gee. Kyk, wat nog? Selfoonnommer. Okay? Soos persoonlike besonderhede. So daai gaan ons alles onder dit net die nommer op. Sê of meneer wat nog? Skoolervaring. Skoolopleiding of ervaring. En ek sê of meneer nog so enetjie. Kwalifikasies. Kwalifikasies wat nog? Jou werksopleiding, wat is van jou skoolopleiding? Nee, dat is van jou kwalifikasie. Wat is dan nog? As 3 of 2 wat hulle nou noem wat hulle nie noem wat baie belangrik is. Okay, dit is ook kort paragraaf dat jy self beskryf ek is op baie stelpersoon van nagte gewoontes. Okay. Maar meneer wil ek nog iets voor die formaat of is die inligting wat daar nog is. As nog julle as 2 of 3 wat hulle nog bietjie mis. Eerst ek van Yes, dan kom ons op die opleiding maar as nog iets. Verwysings, okay? Stoppertjies, verwysings. Jou skills. Sê ook meneer, net op praat van die hoeveel kinders, né? Meneer het gehoor wat sê, maar sê ook meneer, as ons iets op wat hulle van jou praat. Nou wat noem ons dit? Relationship. Of jou verhoudingsstatus of jou huwelijksstatus. Getrouwd, ongetrouwd, né? En meneer geloof baie van julle is glad nie getrouwd. Oh, ze is getrouwd. Okay, so kyk, meneer wil eintlik net weet, ek wil graag doen dat daar reeds 'n groep is meneer gesê dat onderwysers wat met julle oor presies oor die CV gaan behandel. So meneer wil nou nie nog aan meneer dit behandel en dan doen meneer dit wat hulle sou bedoel. Dit gaan bietjie onderrigteerder wees. Okay. So meneer wil net die belangrikheid sê of meneer nou dat ons vir jou CV al die belangrike besonderhede. Nou is daar wat ons net ons sê so wie die funksie van 'n dekbrief. Dan so bietjie. Wat sê of meneer wat beteken die woord dek in die dekbrief? Om iets te dek, wat beteken dit? In hierdie konteks om die CV te vergesel. Hoekom ek aansoek doen? Hoekom soos hy gesê het, hoekom ek die beste kandidaat vir of die geskikte kandidaat is vir hierdie vakante pos. Okay. So CV, belangrike persoonlike inligting, kwalifikasies, opleiding en ervaring. 'n Dekbrief vir een CLD. Okay, Amorai, sê ook vir meneer. Maar meneer Renko sê is nog weer dialoog. Dialoog is 'n gesprek. Okay, maar is ook meneer bietjie spesifieke gesprek tussen? Dis 'n 2 of meer mense Okay. wat dalk opgevoer kan word, soos Okay. te deel so. So dis goed. Sê ook meneer, hoe kan 'n dialoog in die forum van 'n dialoog, hoe kan dit plaasvind? Jy nou iets genoem. Soos die forum waar dit kan plaasvind. Dus sê 'n dialoog en 'n toneel optrede, wat is 'n dialoog kan doen? Hoe kan ons nog in watter forum kan ons nog 'n dialoog kry? 'n Onderhoud. 'n Onderhoud? Dit kyk net meneer nog een. 'n radiodrama. 'n Radiodrama kan ook verbaal wees. En dan nou enige tipe gesprek kan as 'n dialoog gesien word, want dit is 'n gesprek, maar dit hang van die kommunikasiekanaal af. Of dit verbaal is dit in 'n brief, is dit geskrewe of gedrukte. Okay, so dit is belangrik. Soos sê ook meneer nou laat hulle gesien het. Okay. As meneer jou sê monosakkariede, disakkariede en polisakariede, wat beteken dit? Al die lewenswetens, as jy lewenswetenskap het, dan gaan jy vir meneer kan sê wat beteken dit. Disakkariede. Beteken baie. Besef ons nie wat is die 3 wat meneer nou genoem het? Monosakkariede,
Disaccharide, polysaccharide en oké, so dit is dan die verskillende suikers wat meneer net genoem het, maar meneer eintlik na die voorvoegsel mono, verstaan? Pro, oké. So sê nou maar sê die een beteken 1, 2 en 3. So nou weet ons. As hulle sê 'n monoloog, oké. So nou weet ons. Ons weet dit is 'n spreekwoord tussen 2 of meer persone. As ons kyk na die monoloog, dit is wanneer een persoon 'n gesprek voer. Dialoog sal 2 persone wees, triloog is dan 3 persone. Okay? Of trioloog. Ons is nie klaar hier nie. Okay. Yes. Meneer skaam wees. Meneer is oké, meneer is nou nie seker van die formaat maar wat meneer kan sê. Omdat hulle vir sê dit is 'n gesprek tussen 'n persoon, sal meneer dan sê die formaat sal in paragraafvorm wees. Meneer kan nou seker wees, maar dis hoe meneer nou indink, omdat dit nou 'n een gesprek is. Oké. Dis baie belangrik. Dus ja, ik wil zeggen dat is gewoonlijk een paragraaf zo, of is 1 paragraaf, of het is misschien een paragraaf, maar gewoonlijk als het is 1 aan 1 paragraaf. Maar al bijvoorbeeld is er innerlijke monoloog, maar een sociale gesprek in de sociale. En een monoloog is alleen misschien een story die je aan het verborg. Afhankelijk van de monoloog is misschien een story wat je vertelt is een 2 personen. En als de innerlijke monoloog is als de innerlijke gesprek is. En meneer dan meneer met aansluit, dan heb je een monoloog, kan het wees wie meer weet hoe meer stukken, bij opvoedings, nee? Maar dat is zo'n gesprek tussen 1 persoon. Regelen. Ons het ook gekeken naar die belangrijkheid van die schrijfproces. Ons gaan gewoon net vanaf dat terugwees doen. Zeg meneer, wat is die schrijfproces? Ja, ik was waar. Oké, probeer het, als het een schrijfproces. Dus dan bepalen Oké. was dat de eerste volgende hier. Sorry, ik ben haar voor in Zeg, dat staat. Oké. 100%. Justus, zeg voor meneer, die 5 types opstellen wat ons op die krijgt. Zeg meneer, deze meneer noemen. Schrijven, spiegelen, en dan zijn nog één. Redeneren. Zeg voor meneer, wat is die functie van verhalende opstellen? Oké, om een story te vertellen, nee, gebeuren te vertellen. Bespiegelen, dit was lekker zo lekker. Ga je nog woord over bespiegelen? Bespiegelen te opstellen is dan ik woonde ook ja, dit is een video om het te staan. Oké, zeg voor meneer, redeneren, wat is uw weten? Oké, zeg voor meneer, argumenteren, wat is uw weten? Ja, maar jij van me. Maar dan net een blik op argument is aan het woord. Oké, plaaspunt. Zeg voor meneer Keesley, wat is nou weer de transactionele tekst? Wat is nou weer dit? Ik Waar weet meneer weg. opgedreven? Oké, goed voor meneer transactionele tekst. Dus zeg meneer nog veel. Die doel van het, wat is het? Dat het een specifieke? Doel of... Oké, nou wat is nou weer klagtebriefse functie? Of je ontevreden met je gesprek. Zeg meneer, wat is nou weer dialoogse functie? Communicatiekanaal. Oké, dus zeg voor meneer, als jullie nou hier vandaan gaan praten, zal je een beter begrip hebben van het schrijfproces, die 5 verschillende typen opstellen, belangrijkheid van de planning en ook transactionele teksten. En voor meneer afzet wil meneer gewoon die volgende zeggen. Als we kijken naar jouw assesseren, wordt het geassesseerd wordt in 112. 50, hoeveel derde opstellen, als je meneer die antwoord? 50 punten. En dan zeggen we voor meneer, ons krijgt meer bij Afrikaans lijsttaal. Krijgen ons meer langer transactionele teksten. So dat zal dan wees, waarom heb je een voorbeeld voor meneer? Een CV en nog? Een datebrief en nog één? Informele brief. So dan zal dat hoeveel jaar? 30, 20. 25, maar dan ook die 50 samen. Maar Afrikaans eerst traditionele taal is het jouw opstellen. En dan is het jouw korter en jouw langer. So daar is even een verschil. Als je kijkt in die curriculum, weet je dat gaan doen. Maar zeg op meneer, hoe was die leeskracht? Je leert bestaan. En het is gezien wat je meneer. Niemand is recht en niemand is verkeerd. Dit is ook om ons leven opinies van elkaar. En de kritiek is bij je belangrijk.
Weet, meneer, ik ook hoor aan juffrouw Pieters dat we vanaf die kort en bondige activiteit dan dat is klaar. Nee, ik denk dat we nog graag niet tegen toen meneer nog vragen voor je lekker terugvoer. Ik wil het gewoon wenk bij jullie los, nee? Zoals jij moet opstel soorten voor jou sit en jij moet nou uitwerk, oké, dat is de titel van hierdie. Gaan ik nou beredenerende opzet schrijven, gaan ik een verhaal inschrijven, dan zit je daar, nee? En als je begint te schrijven, dan vraag je jezelf, vertel ik iets. Automatisch is het dan een verhalende opstel. Als je voor jezelf vraagt, beschrijf ik iets, dan is dit een beschrijvende opstel. Als je voor jezelf vraagt, denk ik diep na over iets, dan is het een Kan je gewoon via beschrijven? Oké, wat gezegd, als ik vraag, vertel ik iets, dan is het verhalen. Als ik vraag, beschrijf ik iets, dan is het beschrijven. Als jij voor jezelf vraagt, denk ik nog diep, ga ik nog hier zo met mijn gevoelens in. Dan is het wat een soort opstel. Bespiegelen, want bespiegelen gaat over jouw gevoelens. En dan heb je 2 uur in die ogen gedachten. Nee? Dan, als je vraagt, wie het beide kanten in elkaar op, dan is dit beredenerende, want beide kanten van die zaak wordt gesteld. En als jij jouw standpunt neergeeft, dan schrijf je wat een soort opstelling. Argumenterende, baie mooi graad 12. Je wil het zelf aangaan. Maar dat is het sterk van de Dank je meneer. Je sterk van de hoe je zoet was.